Dolla kuier in die Oeverberg. Hallo Dolla. Hallo, dit is so lekker, maar ek is so spyt, ek is nie regtig erg nou daar nie. Ek het foto's gesien die naweek van daai canola. Daai velde van julle. Ja, maar as jy 'n kans kry, moet jy nou maar kom kuier. Ek weet, corona hou jou hier weg. Nee, ons mag mos nou, dis nou lockdown 2, né? Ja. So nou sê ons mag ons weer travel. En weet jy Annemarie, ek is so bly want kyk hierdie lockdown, die vlakke, het ons almal die mekaar gehad. Maar eintlik het dit my beter laat voel want dis almal verward, nie net ek nie. En dit is jou grootste probleem, as jy verward raak, nie? Ek is heeltyd verward, maar ek dink baie mense in die land is verward hoor. Hulle weet dit nie. Nou Dolla, wat nou? Dis nou hierdie jaar, wat jy gesê het, jy gaan nou Kobai sê, en toe is die hele wêreld op sy kop. Ja, kyk hierdie jaar, waarby ek moes nou klaar travel, met my ander show, met Konrad, wat my begelei op die klavier, Dobbe Dolla nou of nooit. Ja? En ek het net besluit, weet jy nou, 25 jaar, whatever, dat ergens moet 'n mens maar jy jou stilettos ophang en jou lollipop op Gumtree sit. En dit was die plan, einde van die jaar. En toe kom hierdie virus, hierdie corona dingetjie aan, wel nie dingetjie nie, hy het groot verwoes. Ek het altyd gedink, 'n ding van China is cheap en breek maklik, maar hierdie ding is nogal hardnekkig, né? En maar ons Suid-Afrikaners moet nie bang wees nie, Annemarie. Kyk, ons het al vir Dudu Mayeni en Calamari oorleef. So in elk geval, maar nou dit my verhoed, want nou kan ek glad nie my afsprake nakom en al die shows wat ek gereël het, kan ek nie doen nie. So ek gaan nou 'n bietjie langer talm tot ek daai afsprake nagekom het. So ons is nou gelukkig, ons sien nou vir Dolla nou 'n rukkie langer. So haar aftrede is uitgestel eerder, nee. Is 'n klein bietjie uitgestel, is definitief afgestel. Sy, kyk, daar's 'n tyd vir kom en 'n tyd vir gaan. En Dolla weet wanneer sy moet gaan. En daai tyd is nou amper daar. Nie dat ek wil gaan nie, maar ek het Annemarie, ek het places to go, things to see. Sy. En as jy nuwe mense ontmoet, vertel hulle van ons, hoor. Ek gaan hulle vertel van ons, wanneer ons nou weer eendag kan travel. Ja, maar Oor see. intussen het jy 'n baie slim plan gemaak. Jy het besluit, jy gaan nog steeds 'n aanlyn vertoning hou vir die girls. Vir die girls, kyk, die mans kan loer, né, Annemarie, maar dis meer vir die girls, want kyk, is 'n vroue maand wat afsluit. En ek het besluit, ons girls is so kwaai met onsself. Ons probeer alles doen. Annemarie, ek weet elke girl wat nou luister gaan weet waarvan ek praat. Jy probeer, jy is die tuinier, jy is die taxi drywer, jy is die ma, die vrou, die lover, die finansiële beplanner, you name it, jy is dit. En met lockdown het jy sommer nog die juffrou ook geraak en die huiswerker en die beraader. En dan dink ons moet alles perfek doen. En dan as ons dit nie perfek volgens onsself doen nie, dan is ons kwaai met onsself en ons voel skuldig, is daai bloody kalfyn. As ek hom in die hande kan kry, draai ek sy nek om. Ons voel skuldig oor alles wat ons doen. En ek gaan kerk toe hoor, ek doen. My dominee sê altyd vir my, Dolla, onthou jou liggaam is 'n tempel. Dan sê ek, ja, ek weet, en ons geen dienste vandag nie, so relax. Maar dis wat ons doen. Dis hoekom my show vir die girls is. Wat is hierdie show se naam, Dolla, en hoe gaan ons by jou uitkom? Die show se naam is Dolla skree steeds Cheslin. En almal sê vir my, Dolla, hoekom is dit 'n titel? Dan sê ek, jy moet maar die show kyk om te sien hoekom, maar dink net, ek kan jou klou gee. Cheslin, dit vat my terug na die World Cup en dit voel soos ou nuus, maar dit was laas jaar, maar dit is die ou nuusie, want toe het ek goed gevoel en toe het ek rede gehad om lekker te skree. So dis online, so almal reg oor die wêreld kan daarna kyk. Jy gaan na webticket en dan koop jy 'n kaartjie en dan van die 27ste Augustus tot die 2de September kan jy van 7 die aand op die 27ste Augustus kan jy enige tyd daarna kyk. Jy hoef nie 7 uur te kyk nie, jy kan 8 uur kyk, jy kan 2 uur kyk, jy kan dit weer kyk tot jy nou moeg is vir my. Jy kan rewind en al die nuwe rolle sien wat ek bygekry het. Jy vir 5 dae lank kan jy dit online kyk net wanneer jy wil. Op jou laptop of op jou selfoon of op jou TV as jy 'n smart TV het, jy weet.
Dola, wat het hierdie lockdown met jou gedoen? Oh, weet jy Annelie, die lockdown het my nog meer van my kop opgemaak. Nee, die lockdown was aanvanklik vir my erg. Weet jy, toe ek was op pad KAK toe. En toe hoor ek op die radio dat die KAK is af. En toe moet ek weer omdraai. En toe moet ek weer daai pas deur, né, daar by voor Berrydale, na Berrydale. En verby al die calamari trokke en die chip toasterrolle en al daai goeders. En toe het ek baie tyd om te dink. En toe besluit ek gaan nou maar die lockdown die 3 weke by my niggie Selly kuier in Brakpan. En sy bly in die karavaanpark, maar dis okay want daar karavaan is die naaste in die Ablisieblok, maar dis heel lekker. En tog is maar dit is nou nogal erg daar want toe mag ons moes nie drank koop of enigiets nie, maar toe staan gelukkig Annemarie 'n karavaan langs ons wat 'n minister se karavaan was. En hy het net naweek kom kuier. Maar dan het hy sulke bokse en bokse whisky afgelaai, maar dan sê hy vir almal is tapperware. So ons het heerlik tapperware gedrink in lockdown, hoor. Dola, rook jy? Nee, my pa sê 'n vrou wat rook is 'n ou Valiant wat olie nodig het. So nee, ek rook nie, maar ek het die mense jammer gekry wat rook, want dit was daarom net te erg. Nee man, fooi tog, hè? Ja. Rook jy Annemarie? Nee, maar ek dit het van gewone mense skelms gemaak hier in ons land, né? Ek dink ons almal het nou 'n kriminele rekord na hierdie lockdown, hè? Die ergste is, ons almal is kriminele na die lockdown en die ergste daarvan vir my is Uncle Cyril het nou daai klomp kriminele, die reggiges vrygelaat, maar daai 19,000 is te min plek vir al die nuus wat nou bygekom het, hè? Ja, dis regtig waar. Miskien moet hulle maar plek maak in daai hospitale wat hulle mos nou gebou het, wat hulle nie meer nodig het nie. Ja, ek weet nie hulle al reg gebou is, Annemarie. Ek dink baie van dit is net praatjies. Daai kartonbeddens. Ja, ek dink is net praatjies, hoor. Ek weet 'n paar is gebou, mens kon hulle sien. Maar die ander weet ek nie of dit regtig bestaan nie. Ek dink dit is 'n spookhuis. Dis 'n huis wat spookhuis nooit daar nie. Maar ek weet nie, jong, ek dink daai mense, ek weet nie, dit het baie geld. Weet jy hierdie korrupsie? Ek het byvoorbeeld ook nou die online show opgeneem het. Toe is daar ewe skielik na so uur wat ons gewerk het, dus daar beerdkrag, né? Boef, bang, alles donker. En toe ons dit nou weer aansit, toe is dit korrup. Dis daai files wat opgeneem het, korrup. Ek het eers geweet die regering is betrokke by my online show nie. So jy moet weet, hulle is oral. Hulle is oral daai regering. Ai, dis 'n hartseer besigheid, maar Dolla, gaan ouma kuier op jou laaste vertoning of op hierdie aanlyn vertoning? Nee, ouma is nog in die Knersvlakte. Ouma Dowe Dolla kuier nog in die Knersvlakte. Sy wou baie graag kom, maar sy is mos aan huis ritsel of wat ook al, een van daai blaar goedjies. En sy kon nie nou kom nie. Maar sy's weer wanneer ek begin show. Want ek het besluit hierdie online ding is nie vir my nie, hoor. Ek het net eenetjie gemaak en julle, dit is die eerste en die laaste, want ek mis Annemarie, ek kan nie comedy doen sonder 'n gehoor nie. Dis nie vir my lekker nie, ek kan nie mense se oë sien nie, ek kan nie sien as iemand lag nie, ek kan nie sien as Tannie haar asem intrek en stink, Dolla, jy mag dit nie sien nie, ek soek die mense, so ek het besluit, sodra ek kan, en dis binnekort, in Oktober gaan ek begin toer. En dan gaan ek van dorpie na dorpie gaan en dan speel ons vir 50 of 60 mense met social distancing en maskers op die gesig en al daai goedjies. En dan doen ons net dit, want dit is wat showmanship is. Ons moet teruggaan, op die planke klim en die gehore kry en ons moet nie gaan lê nie. Ons moet net die deur druk. Hoe werk jou suigstokkie nou met hierdie masker? Het jy 'n plan gemaak? Nee. Ek kan dit nie verduidelik nie, want ek het dit nog steeds nie uitgefigure nie. Tog. Ek sukkel daarmee, hoor. Want kyk, in die eerste plek sit daai suigstokkie en alles vas. En nou is daar 'n masker in die pad. Maar nee, so dis ek weet nie. Nee, Annemarie, ek is jammer, na 5 maande van lockdown sukkel ek steeds met dit. Ag nee, so jou suigstokkie moet by die huis bly as jy winkels toe gaan. Jo, Ai, ongelukkig. dis 'n hartseer besigheid.
Dola, mag ons met Margriet praat? Jong, ek weet dit is baie boring, maar as jy regtig wil, kan ek hom maar roep. Hou net aan. Hou net aan. Ek hou aan. Ek wil met jou ook praat. Ek weet nie hoekom nie. Hallo. Ai, Margriet. Ek hoor ek kan ook 'n spreekbeurt kry. Jy moet asseblief bietjie met ons gesels. Nou, jou kop is so vol dinge dat Dola nou so bietjie moet gaan slaap. Sy moet nou effens gaan rus. Ja, die virus is byna nogal omkant gevang in die sin van ek het in 'n mooi begin van die jaar bestek opgeneem en gedink okay, ek het nou 50 geword begin van die jaar en daar's ander dinge wat ek ook nog wil doen. Ek is baie lief vir Dolla, maar ek kan haar nou onderste bo agterste voor hom doen en dis lekker, maar daar's nog dinge wat ek wil doen en ek wil tog net nie eendag op 'n hoopie sit en dink, ek wou nog dit, ek wou nog dat nie. So dis maak ek self die besluit, maar toe kom die virus nou in die middel en nou is dit almal se lewe so bietjie, ek dink dis wat baie mense ervaar, so bietjie op hold gesit. En ek dink wat die ergste van hierdie virus is dat daar nie 'n spertyd is nie. So mense weet nie wanneer gaan dit verby wees nie. Finaal, klaar, oor, weg. Ja, en dit is sleg, maar ek dink dit is ook nodig geweest dat ons bietjie binne toe kyk. Eintlik is Margriet 'n baie diep vrou. Sy's nie is nie oppervlakkig nie. En so dit is nou, ek weet nie hoe om dit reg vir jou te sê nie, maar Margriet is nou besig. Sy het nou al 'n storieboek wat daar lê. En ja, wat is alles op Margriet se rekenaar as load shedding nie inmeng nie? Weet jy, Annemarie, die ergste is, ek het nou die begin van die jaar gesê, my storieboek moet klaar, my kinderstorieboek en die radioverhaal moet klaar, en almal sê toe met hierdie lockdown wat kom, nou kan jy dit klaarmaak, en om meer ek vir hulle sê, maar weet jy, ek kan nie dit nou klaarmaak nie, want my kop spin nou so, dis, want ek het nog 'n boerrestaurantteater wat nou, dis 5-6 maande net doodstil gestaan het, wat eers nou, die 24 September gaan ons hom weer oopmaak, en met al hy personeel, wat ek nie weet wat moet te doen mee nie, wat ek moet sorg, en al my groot produksies soos Vlooi, wat elke jaar weer plank is, wat die 20ste jaar sou vier vanjaar, wat ons moes kanselleer, en al my ander produksies wat gaan stil staan het, was ek in so paniek of angs. Ek weet nie of dit is die regte woord in die Annemarie, maar my kop was net nie op 'n plek om nou kreatiewe boek te kan klaar skryf nie. Nou Margriet, van jouself af, Dowwe Dolla groet nou op een of ander stadium, kan ons nou maar sê, Dowwe Dolla onbeperk, ons het nie idee wanneer dit gaan wees nie. Selfs die virus help die vrou aan om nog langer hier te bly. Ja. Wat is jou plan vorentoe? Het jy ek glo Dolla, of nie Dolla nie, ek dink Margriet kan nie stil sit nie, en jy skep in elk geval jou eie werk. Wat kan ons uitsien wat Margriet aanbetref? Okay, baie planne begin van die jaar gehad, wat ek byvoorbeeld nou, planne wat ek nou het vir die res van die jaar, is, ek en Alexa Strachan vervaardig saam Spertyd, Elsa Joubert se boek, wat ons 'n jaar en 'n half terug al begin werk het aan, so Philip Rademeier het dit verwerk, Lockdown het ons nou een goeie ding gehad, het ons by draft 8 is, so dis regtig beautiful, pragtig wat Philip daarmee gemaak het. Hy gaan ook die regie doen en Sandra Prinsloo speel daarin. Daai produksie gaan ons wel op die planke bring en hy gaan in November maand gaan hy by die Boerteater wees in Durbanville, want ons gaan begin speel vir 50 mense, want jy kan nie daai goeders, as jy iets geskep het vir die verhoog, is dit baie moeilik om dit te verplaas na online. En jy doen dit eintlik nie, jy doen dit eintlik 'n onreg aan. Ons het byvoorbeeld Sandra se Oscar en die Pink Tannie opgeneem, hier by die boer, ons moes baie planne maak en vindingryk raak, so ons het die boer by die huis begin, wat ons online shows gedoen het, maar omdat my man Jurg uit die televisie agtergrond kom, en vir jare voor hy die boer gehad het, was dit sy nering, het ons probeer om elke show te verpak dat dit nie wegvat van dat dit iets anders word. Jy probeer nie net repliseer nie, jy moet iets dupliseer, jy moet iets anders by. So, in elk geval, so Spertyd lê voor, en dan dinge van 'n kind wat ek en Alexa ook vervaardig, wat nou net begin het, laas by Aardklop, en wat by die Woordfees was, Marita van der Vyver se boek, wat Sintyn Skutte verskriklik mooi speel. Ook 'n eenvrou vertoning, hy gaan nou weer ook begin loop. Hy is in September maand by Neil Rademan se
se fees daar in Heidelberg. So hy gaan ook nou weer aan die gang kom. En dan het ek begin krap in 'n eie een vrou vertoning, maar dit sal eers laat volgende jaar wees, van Marita van der Vyver se nuwe boek Grensgeval. Ek gaan weer terug teater toe, soos ek die afgelope tyd gemaak het, my en Marion wat die voordele van eierwit doen en 3 susters wat ek gedoen het. Dit is die rigting. As daar een ding is wat lockdown my geleer het, is dat teater is regtig in my bloed en dit is maar baie erg, want ons is seker die hardste geslaan, maar dit bly my passie en mense wat daar voor my sit en jy kan niks vervang van teater se magic lê in daai oombliklikheid. Dit gebeur nou. Jou huis gehoor is nou deel daarvan. Niks kan dit vervang nie. Ons gaan nou oor 'n paar jaar terugkyk, hoop ek en glo ek, as ons almal dit oorleef en die deurkom. En ek sê dit nie ligtelik nie, want ek bedoel die virus is 'n groot faktor, en ook as mens dit finansiëel oorleef het, maar as om terug te kyk en dit gaan 'n ander wêreld wees. En hopelik, soos wanneer daar 'n brand is, juist daar in die mooi Oeverberg. Ek het 'n strandhuis in Pringle en elke keer as 'n brand is verskriklik, want dit lyk soos maanlandskap. Maar na 2-3 jaar kom maar die mooiste plante uit. So baie keer het mens nodig om so 'n goeie cleansing, so goeie brand deur te stuur om nuwe sade te sprei. Margriet, mag ons vir Dolla totsiens sê? Dolla, Annemarie by jou groet. Okay, hier is ek weer. Ek wil jou boy sê. Ja, ek wil vir jou Kobaai sê, maar ek wil hê jy moet asseblief vir die luisteraars sê, wat kos jou kaartjies, want jy het 'n special op dit gesit. Ek het 'n ringtoon, 'n 99 in plaas van 'n 100. Ek wou dit 99.99 maak, maar dit sê hulle dollar, niemand werk nie in sente nie. Dis sê ek, okay, dan is dit net 99. It's a special, it's a bargain. Sê net gou weer vir ons van wanneer tot wanneer kan ons jou sien en dan by wie kry ons die kaartjies? Ek het webtickets, jy gaan online, dan tik jy in webtickets, as jy nie online kan gaan nie, maar jy moet en jy gaan dit sommer kyk, maar anders kan jy Pick n Pay ook koop, daar is 'n webtickets toonbank, en dan van die 27ste Augustus, 7 die aand, tot en met die 2 September middernag, soveel keer soos jy wil, tot jy nie meer kan nie, tot jy nou genoeg gehad het van Dolla. Mercedes, mevrou bestuur haar man, mevrou dryf haar kinders verder as wat hulle kan. Sy het al amper geleer om te lag, sy het al lang al geleer om te haat. Haar wêreld is eendimensioneel, sy weet waarvan sy praat. Mevrou dra wit handskoene, mevrou dra 'n persspruit, mevrou se neus is in die lug, asof sy iets baie snaaks kan ruik. Sy het al amper geleer om te lag, sy het al lang al geleer om te huil. Haar wêreld is eendimensioneel, sy weet wat daar agter skuil. Sy het al amper geleer om te lag, sy het al lang al geleer om te huil. Haar wêreld is eendimensioneel, sy weet wat daar agter skuil. Mevrou vertel haar dogter van die ooievaar wat beskaafd 'n klein bonneltjie geluk by die voordeur neer sal sit. Sy het al amper geleer om te lag, sy het al lang al geleer om te swyg. Haar wêreld is eendimensioneel en alles sal dit altyd bedreig.